Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Lukas 2, hier vanaf vers 25 tot en met 35. En die gedeelte gaan oor die getuienis van Simeon. Ek lees hier vanaf vers 25, daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Dan lees ons hoe hy vir Jesus sy arms neem en dan sê hy: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting vir alle nasies en tot eer van u volk Israel. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense in die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Gemeente, as ons in 'n adventstyd is, dan is dit 'n tyd waar ons eintlik die geboorte van Christus herdenk. Die woord advent beteken dan ook om uit te sien na die uitkoms wat God vir ons bring. En ons weet dat die Here dan nou ook sy seun Jesus vir ons gestuur het as verlosser en as Messias ook vir hierdie wêreld. En tog is dit dat baie mense daaroor twyfel en wonder, en dat baie mense ten spyte van dit wat ons in die woord lees, nog steeds twyfel en nie vir Jesus erken as redder of as verlosser oor hierdie wêreld nie. Baie mense wat ook ongelowig is, bevraagteken die geboorte van Christus, die maagdelikheid daarvan, en dikwels word Christus dan eintlik weerspreek en lok verskillende reaksie by mense uit oor hoe ons oor hom dink en wat ons oor hom glo. As ons gaan kyk na Simeon, dan is dit interessant dat dit die enigste plek in die Bybel is waar ons van hom lees. Dis ook die enigste plek waar hy genoem word. En dan is dit ook interessant dat die Here vir hom by die naam noem en sy naam aan ons bekend maak. As 'n mens dink oor Simeon, dan lees ons dat hy al 'n grysaard was. Nou weet ons dat grys beteken ook dat hy met wysheid opgetree het, dat hy ook 'n pad gestap het van geregtigheid. Daar was by hom hierdie absolute verwagting dat hy die Messias sal ontmoet. Die Heilige Gees het dit ook aan hom bekend gemaak. En nou lees ons in hierdie gedeelte dat die Gees van die Here vir hom gedwing het om na die tempel toe te gaan. Nou wanneer mense hier ook lees dat hy gevul was met die Gees, dat hy lief was vir die Here, dat hy eintlik regtig die Here gedien het in lewe van geregtigheid, dan is daar al 'n verwagting dat God iets besig is om hier te laat gebeur, want die feit dat die Gees hom motiveer om tempel toe te gaan, sê vir ons, hier kom 'n verwagting, hier gaan iets gebeur met Simeon, en Simeon se lewe gaan vir ons 'n getuienis word van dit wat die Here oor homself aan ons kom bekend maak. En wat treffend hier is dat die Gees hom nie net na die tempel toe geneem het nie, maar dat die Gees aan hom geopenbaar het dat hy die verlosser sal sien voordat hy te sterwe kom. En daarom wanneer hy die kindjie Jesus in sy arms neem en hy hierdie loflied sing, hulle praat van 'n Nunc Dimittis, wat vrede en hoop beskryf, dan beskryf hy vir Jesus as die verlosser, as die lig vir die wêreld, as die Messias wat gekom het as redder tot hierdie wêreld. En daarom is dit dat wanneer ons hierdie woorde lees en die advent 'n verwagting in ons skep, dat ons eintlik vir mekaar kom sê, as ons dink oor Christus, dan kan ons nie anders as aan hom te dink as die verlosser, as die lig vir hierdie wêreld nie. Hy is die redder, hy is die verlosser, die Messias wat sou kom as redder van hierdie wêreld. En die feit dat Simeon hom op hierdie manier beskryf, en dat hy sê, Here, nou kan ek maar in vrede sterf, omdat my oë u verlossing gesien het, is eintlik hierdie belydenis om te sê, as jy ooit sou twyfel oor wie Christus is, hy is die Seun van God, hy is die Messias, hy is die verlosser, die redder van hierdie wêreld.
En dan is dit so treffend net, dat hy dan in hierdie gedeelte dan 2 goed oor Jesus sê, dat hy sê, hy is 'n teken wat weerspreek sal word, hy is vir baie mense 'n rots, hy is vir baie mense 'n teken van redding en van verlossing in hulle lewe, maar tog sal baie mense hom weerspreek, tog sal baie mense nie glo in hom nie. En daarom is dit belangrik eintlik die vraag vanoggend om te sê, maar hoe dink jy oor Jesus? As Simeon hom kan bely as die Messias, as die redder van hierdie wêreld, wat is dit wat God vanoggend in jou hart kom losmaak, as jy dink oor Jesus, as die seun van die Here? Want wanneer hy ook vir Jesus simbolies teruggee aan sy ouers, is dit eintlik ook simbolies dat die Here ook vir Jesus vanoggend vir my en vir jou kom teruggee om te sê, wat maak jy met die seun van die Here? Want jy sien, die seun van die mens het gekom om te red. Die seun van die mens het gekom om vir jou te bevry, om vir jou nuut te maak, om jou te herskep, om vir jou die belofte te gee dat jy kind van God is, dat jy aan die Here deel het. En die vraag is, wat glo jy, wat bely jy vanoggend? Want hierdie belydenis raak my hele lewe. Dit raak die manier hoe ek van nou af optree, en dit wat ek sê, en dit wat ek doen, en hoe ek leef, en my betrokkenheid in die gemeenskap, en in die geloofsgemeenskap. En dan kan ek nie maar net afsydig staan, en maar net sê, ja nee, Jesus is gebore, Jesus het maar gekom na hierdie wêreld hier. Die vraag is, wat het hy dit in jou hart kom doen? En glo jy dit met die verstand, of het jy dit in die hart aangeneem? En het jy toegelaat dat die Here jou lewe verander en transformeer, sodat jou lewe getuig van hierdie lig, van die verlossing, van die redding wat God ook in jou lewe gebring het, en die bevryding van sonde, en die nuutmaak, en die breek van 'n klomp dinge oor jou lewe wat vir jou vashou, en wat jou vreugde omsteel ook in hierdie lewe. Vir Maria sluit hy af deur te sê, 'n swaard sal deur haar hart gaan, wat getuig ook van die lyding van Christus, wat getuig dat sy is die moeder van hierdie seun, die pyn sal ervaar, dat mense hom sal verag, mense hulle rug op hom sal draai, maar in hierdie pyn is God nog steeds by haar teenwoordig, en selfs in die kruis gee hy vir Johannes aan haar, en hy sê, hierdie is jou moeder, dis jou seun, en so voorsien hy en beskerm hy, ook vir haar elke oomblik. En dis wat God in my en jou lewe doen, want Kersfees is nie die ontvlugting van die realiteit van ons lewe nie. Kersfees beteken om in die pyn van jou lewe, Jesus as die redder te leer ken, en te ontdek dat hy God is, wat elke oomblik en elke dag ook saam met jou leef. Kom ons bid saam. Here, wil U vir ons vashou, en wil U vir ons seën, en dankie dat ons vanoggend ook kan bely dat U die seun van God is. Amen.